Ons lees die oordenking vir die 3de Oktober uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Marie. Die opskrif vir vandag se gedeelte is verskoning of berou. Die teksvers 1 Samuel 26 vers 21 klink soos volg. Ek het 'n fout gemaak. Kom terug my seun, Dawid, want ek sal nie meer verkeerd teenoor jou optree nie, omdat jy vandag my lewe gespaar het. Ja regtig, ek het dwaas opgetree en 'n grouwe fout gemaak. Dawid se konfrontasie maak Saul se oë oop. Hy erken dat hy verkeerd opgetree het. Sy verskoning is woorderyk. Hy noem Dawid sy seun, 'n aanspreekvorm wat dui op 'n verhouding van liefde en sorg. Hy bedank Dawid dat hy sy lewe 'n tweede keer gespaar het en hy beloof dat hy hom niks sal aandoen nie. Dan vra hy om terug te keer, 'n bewys dat hy weer aanvaar en welkom en veilig sal wees. Saul wen sy manskap as 'n guns deur sy openbare verskoning. Hy erken dat hy 'n dwaas was en 'n grouwe fout gemaak het. Dit wys grootmoedigheid. Hy sê al die regte dinge. Sy verskoning klink opreg, maar dit bly by woorde. En die woorde kom nie uit sy hart uit nie. Ons lees nie dat Saul berou het, of Dawid hom vergifnis vra nie. Alles draai steeds om homself. Hoe verskil dit nie van Dawid se biegwoorde in Psalm 51 na sy oorspel en moord nie? Wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. 'n Verskoning moet by sondebesef en diep berou begin. Dit moet nie vir die rekord gedoen word of om onsself beter te laat voel nie. Here, ek kom na u toe met 'n hart vol berou. Amen. Dankie vir u saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.